Dag sê, ek is besig met 'n reeks oor die seisoene van die lewe en ek wil jou aanmoedig om die hele reeks te probeer kyk en ook as jy reken dat van jou vriende of familie nodig het op hierdie stadium van hulle lewe blootgestel te word aan hierdie lering oor seisoene, dat jy dit ook aan hulle sal beskikbaar stel of met hulle sal deel. Vandag wil ek met jou spesifiek praat oor die tema, ons lewe bestaan ook uit seisoene. Dit is nie vreemd dat 'n mens se lewe met die seisoene van die natuur vergelyk word nie. So kan ons byvoorbeeld aan ons kinder- en jeugjare dink as die lente van ons lewe. Aan ons volwasse jare as somertyd. Jou laat middeljare as herfsttyd. Dis wanneer die hare begin grys word en die rimpel begin sny. En dan dink ons aan die ou dag as winter, die seisoen wat uiteindelik met die dood geassosieer word. Ons kan sekerlik seisoene in ons lewe so interpreteer, maar dit is bepaald nie die enigste toepassing nie. Feit is dat 'n mens se hele lewe seisoenmatig verloop. Met ander woorde, reg deur jou lewe beweeg jy van tyd tot tyd na 'n ander seisoen. Seisoene kan ook 'n korter of langer tyd in 'n mens se lewe voorkom. En dit het weinig met ouderdom te maak. Trouwens, 'n mens kan tieners kry wat 'n winter beleef. Die toenemende voorkoms van tienerdepressie en tienerselfdood is sprekende bewys daarvan. 'n Mens pleeg nie sommer selfdood in die lentes en somer van jou lewe nie. Daar is soveel faktore wat ons jong mense vandag in toestande van wanhoop en depressie bring. Aan die ander kant kan 'n mens in jou grysse ouderdom 'n lentetyd beleef. Steeds drome en 'n lus vir die lewe hê. Iemand het juis gesê dat jy begin oud raak wanneer jou herinneringe swaarder weeg as jou drome. When your memories outweigh your dreams. Dit laat my dink aan 'n bejaarde voormalige Britse premier wat sy tuinier uitgevra het oor 'n pragtige boom wat hy ergens gesien het. Toe die tuinier hom vertel dat die spesifieke soort boom eers na 50 of 60 jaar volwassenheid bereik, het die premier vir hom gesê dat hy geen tyd moet verspil nie, maar sommer die volgende dag so een in sy tuin moet plant. Ons hoef nie op te hou droom en ons moenie ophou om te beplan nie. Dan hou ons op om te lewe. Dan bestaan ons net. Wanneer ek van die lewe in terme van seisoene praat, dink ek nie aan ons somtyds wispelturige gemoedskommelinge nie. Iets wat aan verskillende faktore toegeskryf kan word, sielkundig, hormonaal, fisiologies en omstandighede nie. Seisoene in 'n mens se lewe is iets anders as blote veranderende gemoedstemmings, wat in een dag van een uiterste na 'n ander kan swaai. Die seisoene in ons lewens duur ook nie vir vaste tye nie. 'n Seisoen in ons lewe kan soms jare duur en soms selfs enkele weke of selfs dae. Die seisoene in 'n mens se lewe het dus nie 'n vaste voorspelbare reëlmaat nie. Soos die natuur kan seisoene ook kortstondig deur onverwagse seisoenskommelings gekenmerk word. 'n Mens kry mos soms in die natuur dat hier in die lente of selfs somer 'n skielike koue front kan opdaag en vir 'n paar dae is dit weer pure winter. Wees ook daarvoor bedag in die gang van jou eie lewe. Die van ons wat al 'n paar seisoene deurleef het, sal weet waarvan ek praat. Dit gebeur mos soms dat dinge net begin regloop en dan skielik is daar onverwagte terugslag. Dis daardie onwelkome koue fronte wat 'n mens skielik laat wonder of die lente nou regtig gekom het. Gelukkig hou hierdie seisonale fratse gewoonlik nie lank aan nie en gou-gou is dinge weer normaal. Ek wil dit onomwonde stel dat seisoene in 'n mens se lewe niks met die noodlot te maak het nie. Dis nie 'n noodlotswiel wat draai nie. Die mens is nie 'n willose slagoffer wat op 'n manier maar net aan die verloop van die seisoene van die lewe uitgelewer is nie. Hoe ek tydens 'n spesifieke seisoen gaan optree en watter effek dit uiteindelik op my lewe gaan hê, word tot 'n groot mate deur my ingesteldheid en begrip daarvan bepaal. Ja, in die lewe van die gelowige is daar seisoene wat deur God bepaal, gemeet en bestuur word, met die hoofdoel om tot
verdere groei en ontwikkeling te lei, sodat ons in staat sal wees om sy volmaakte plan vir ons lewens suksesvol te kan volbring. Seisoene is ook God se manier om verandering, verdieping, groei en volwassenheid in ons lewens te bring. In kort, soos in die natuur, is seisoene in ons lewens nie sinloos nie, selfs al hou ons nie van die seisoen waarin ons is nie. Ek wil graag volgende week met jou praat oor lentetyd in ons lewens.